Wanneer ons dink aan die simbole van ons geloof, staan twee bo almal uit: die kruis en die graf. Albei was eens plekke van lyding, finaliteit en wanhoop. Tog staan hulle vandag leeg en dit verander alles. Kom ons begin met die kruis. Die kruis was 'n instrument van die dood. Dit was wreed, vernederend en finaal. Toe Jesus gekruisig is, het sy volgelinge geglo, dit is verby. Hulle hoop was aan daardie oud vasgespijker. Hulle verwagtinge van 'n Messias wat sou regeer, het verpletter gelyk. Die kruis het die gewig van sonde verteenwoordig, die straf wat die mensdom verdien het. Maar nou is die kruis leeg. Hoekom? Want Jesus is nie meer daar. Sy werk aan die kruis is voltooi. Soos hy gesê het, dit is volbring. Johannes 19 vers 30. Die leë kruis herinner ons daaraan dat die prys vir sonde ten volle betaal is. Daar is niks meer wat ons kan byvoeg nie. Geen moeite, geen goeie werke, geen strewe kan voltooi wat Christus reeds voltooi het. Die leë kruis spreek van vergifnis. Dit sê vir ons dat ons skuld nie meer die finale woord het nie. Dat ons verlede nie saak maak nie saak hoe gebroken, dit definieer ons nie meer nie. Jesus sê dit op homself. Daardie kruis was vir ons bedoel, maar hy het ons plek ingeneem. En tog, hoe kragtig die leë kruis ook al is, dit is nie die einde van die verhaal. Want as die storie daar sou eindig, sê ons steeds met 'n dooie verlosser agterbly. Dit bring ons by die leë graf. Op die derde dag, toe die vroue na die graf gegaan het, het hulle verwag om 'n liggaam te vind. In plaas daarvan het hulle 'n vraag gekry. Waarom soek julle die lewendes by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Alles Lukas 24 vers 5 en 6. Die graf was leeg. En dit is waar alles verander. Nie net vir die geskiedenis nie, maar ook vir ons as mense. Die leë graf verklaar dat Jesus leef. Dit beteken dat die dood verslaan is. Dood, die grootste vrees van die mens, die uiteindelike mag. Vir eeue lank het mense geworstel met die werklikheid van die dood. Sy finaliteit, sy misterie, sy pyn. Maar die opstanding van Jesus draai daardie vrees om. Die leë graf sê vir ons dat die dood nie die einde is. Dit is 'n deur. Vir diegene wat glo, is dit nie iets om te vrees nie, maar iets wat reeds oorwin is. Soos Paulus skryf in 1 Korintiërs 15:55. Hy sê, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel is weg, omdat Jesus uit daardie graf uitgestap het. Maar die leë graf beteken selfs meer. Dit spreek van nuwe lewe. Nie net lewe na die dood nie, maar ook nou. 'n nuwe lewe nou. As mense voel ons dikwels vasgevang. Deur sonde, deur gewoontes, deur spyt, deur omstandighede. Ons probeer verander, maar val terug in dieselfde patroon. Die leë graf vertel ons dat transformasie moontlik. Maar dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, is ook vir ons beskikbaar. Dit beteken ons is nie vasgevang. Ons is nie gedoem om ons verlede te herhaal. Ons word nie deur ons mislukkings gedefinieer nie. Deur Christus kan ons nuut gemaak word. Ons kan uit die dooie plek in ons eie lewens opstaan. Of dit nou gebroke verhouding, verlore hoop of geestelike leegheid is. Die leë graf is 'n boodskap van hoop. Dit sê vir ons dat geen situasie te ver heen is. Net soos God lewe uit 'n verseelde graf gebring, kan hy herstel in ons lewens bring. Dit gee ons ook 'n doel. As Jesus in die graf gebly het, sou die Christendom niks meer as 'n herinnering gewees het. Maar omdat hy leef, het ons 'n lewende verlosser wat ons roep tot 'n verhouding en sending.
Ons is nie net volgelinge van 'n vorige onderwyser nie. Ons is getuies van 'n opgestane koning. En dit verander hoe ons leef. Ons leef met hoop in plaas van wanhoop. Ons leef met moed in plaas van vrees. Ons leef met doel in plaas van leegheid. Laastens verseker die leeggraf ons van ons toekoms. Jesus se opstelling gaan nie net oor hom nie. Dit gaan ook oor ons. Dit is 'n belofte dat ons eendag ook groot gemaak sal word. Dat hierdie lewe met al sy stryd en lyding nie die einde van die storie is. Daar is meer. Daar is ewigheid. So staan ons vandag tussen twee leeplekke. 'n Leë kruis en 'n leë graf. Die leë kruis sê vir ons is vergewe. Die leë graf sê vir ons is lewendig. Nou en vir altyd. En die vraag vir elkeen van ons is hierdie: wat gaan ons met daardie waarheid doen? Sal ons aanhou leef asof die graf nog bewoon is? Of gaan ons die nuwe lewe betree wat die opgestane Christus bied? Want omdat die graf leeg is daar hoop. Amen.